Kan ons hande opsteek in die plek? Kan ons vir 'n oomblik net God begin prys? Kan ons sommer bid vanmôre as die blind môre ster? Kan ons sommer aanbid as die koning van die eeuwe, die wedergeboorte, die opperheer, die Emmanuel? Kan ons sommer aanbid vanmôre? En daar waar jy staan, roep uit na vanmôre. Roep uit na vanmôre en sê, Here, ek kan niks sonder U doen, ek beklaar my afhanklikheid aan U. Ek beklaar my totale afhanklikheid aan U, o Here. Halleluja. Halleluja. Terwyl jy sit ek weer, luister na die musiek. Kom ons aanbid die Here. Sy jou woord nou oomblik. Ek dink in. Hy is die Emmanuel, God met ons. Halleluja. Halleluja. Glory, glory. Hy het 'n knopjie onderkant. Hy knopjie is onder. Praise the Lord, praise the Lord. Wat 'n voorreg om vanoggend weer hier saam te wees. Dit is belangrik dat ons connect. Terwyl jy ons so 'n bietjie moet opstoot, anders dan ek myself nie hoor nie, of ek my stem gou breek. Ek dink van die ander. Prys die Here, ek sal die mikrofoon net verder van my mond af. Dit is belangrik dat jy met my connect. Dit is belangrik dat jy my hartklop verstaan. Want ek probeer hierdie hartklop die binnekant in pas, in ritme met God bring. Ons lag, ons speel. Yes. As predikers wat Vrydag aand tot watter tyd by ek en my vrou kuier. Ons huil, ons is bekommerd. Ons het uitdagings. Maar God is nie onderworpe aan dit wat ek en jou bekommerd maak nie. Hy is nie onderworpe aan ons uitdagings nie. Daarom is dit belangrik dat ons connect. Ek het die laaste paar Sondae gesê dat ons is nie net in die laaste dae nie. Ons is in die laaste uur. En kerk sal nooit weer dieselfde wees nie. Want God is besig om opnuut 'n sambok te vleg, 'n sweep, om sy kerk skoon te maak. Come on. Want hy nooit bedoel dat sy kerk, wat hy gesê het, ek bou op hierdie rots, wat heilig moet wees, omdat hy heilig is. Die kerk is nie uit haarself gebore nie. Maar julle is uit God uit, my kinders, gebore uit God uit. Yes. My soul demands reality.
Ek het vir 2 oggende, Vrydag en Saterdagoggend, het ek gebid en gesê, Here, voordat ek vir enige iemand hier bid, verander my eers. Maak my 'n instrument waardig om te hoor, te sien, te spreek uit U hart uit. Breek my as 'n living sacrifice. Ek en my vrou as ons kan kry en ons so deur die huis beweeg. Sy koor dan so nou en dan so deur die huis met die stofsuier. Maar as ons mekaar kon kry, dan loop ons die Here, ons praat oor die Here, ons dink die Here, ons eet die Here, ons slaap die Here, en skielik is daar 'n ander denkwyse in ons hele wese, en dit is more of you and less of me. Ja. Daarom moet ons connecteer. Ons is nie, ek het jare terug op Kruiskyk gepreek, ons is nie in 'n wedloop teen kompetisiereëls en met kompetisiereëls nie. Ons is in 'n wedloop teen tyd. Ons is in 'n wedloop met reëls. Daar is geen kompetisie. Wie wat en hoeveel nie. Julle is nie my mense nie. Julle is nie Pastor JJ se mense nie. Julle is God se kinders, waaroor ons net aangestel is as opperherders vanmôre. Ja. Daarom het ek en my vrou en Dr. JJ en Pastor Surita sy vrou, het ons eenmal 'n week fellowship, sodat ons vier ons lag baie, want wie gaan die lag waarby JJ Snyman betrokke is nie. Maar ons het ons ernstige oomblikke, wanneer ons oor God begin praat, dat die salwing begin vloei, sodat ons in 'n eenheid kan wees, om te kan lei, nie wat ons wil hê nie, maar wat God se idee van hierdie oomblik is. Ja, ja. Bly by my. Ek het 'n kosbare vriend, ek is besig met 'n inleiding, ek gaan nou dit bevang. Ek moet eintlik teach vanmôre. So ek wil net by my bly. Ek wil so gou as moontlik probeer afhandel, want daar's koekies daagte. Baie ouens gedagtes is net by die kospotte van Egipte. Ek wil vanmôre by die vleispotte van die hemel wees. Ek is 'n vleiseter, my broer. Hè? Dit is daar 'n viseter. Ja. Lief. En lief. Die wat jy weet wat lief is nie. Ons het julle eendag vertel, dat dit nou eers maar nog ons geheim is. En wat nou moet ons almal vat saam. Maar hoor mooi, ek het 'n kosbare vriend op skool gehad. En hierdie vriend het ons gedink 'n sweeptong. Want sy woorde kon nie mooi gevorm word nie. Hy het baie keer gesukkel om te spreek, hy het nie gehakel nie. Hy het gesukkel om te spreek. En hulle het hom dokter toe gevat en hom gevra, praat met ons. En hy het begin praat en hulle het sy stembande ondersoek. Hulle het sy tong ondersoek of al die spiere reg funksioneer. Hulle het hom ondersoek om te kyk hoekom hy sukkel om te praat. En toe kom hulle agter, toe hulle die oorspesialis inbring, dat hy sukkel om te hoor. En omdat hy sukkel om te hoor, sukkel hy om te praat. Daarom sê God, hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van God tot hierdie groep mense in Suid-Afrika spreek. Want baie sukkel om te praat, want hulle hoor nie mooi nie. Baie hoor en luister om te retaliate, om te antwoord, in plaas van om te luister, om te verstaan. Want wanneer ek luister om te verstaan, gaan ek spreek wat ek verstaan. En wanneer ek verstaan,
En ek spreek wat ek verstaan en die woord van God raak deel hiervan. Dan kan daar niks anders uit hierdie mond uitkom as wat ek ingeneem het, waargeneem het, gehoor het, en hoe sal hulle weet wie die Here is as die boodskap nie gepreek word nie, en as daar nie 'n prediker is om dit te preek nie. Ja. Halleluja. Ja. En mag God ons ore open vanmôre, 'n geoefende oor. So ek wil net met jou Bybel oopmaak, solank by Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3. Vers 14. As jy dit het, sê amen. Yes, amen. Kom ons staan terwyl ons die woord van die Here lees, uit respek vir God se woord, aspek vir sy gesalfdes teenwoordig. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë. Almal sê buig ek my knieë. As jy iemand langs jou gehoor het wat dit nie gesê het, jy sê nou vir hom sê dit. Buig ek my knieë. Ek wil almal hoor, buig ek. Voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, hoor mooi, om met die krag versterk te word, deur sy gees, in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Julle in staat kan wees, hoor mooi, om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, hoor mooi, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. En die liefde, vers 19, van Christus te ken, wat die kennis oortref, hier kom het, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Sit jou Bybel neer en begin om prys vir hierdie woord. Now Lord, I believe you save the best till last. There is talent, there is anointing, there is destiny in this house. Now, Lord, come and supercharge it. Come on. Yes. In the last days, I will pour out my spirit. Impact visions, release dreams, build homes, build marriages, bind us together, use us, stir us, Lord. This is not the end. It is ignition time. Gee ons 'n geoefende oor, Here. Come ignite us with your fire. Come and ignite us with your anointing and destroy the yoke, Lord, so that we can enter your presence, your holiness, your glory, your habitat, Lord. Lord, come and wash us in the blood this morning. Prepare us this morning, Lord. Here kom berei ons voor, sodat ons die volheid van God kan ontvang. Ja, amen. En verheerlik Uself in ons midde in Jesus naam. Amen. U kan die sit plek neem. Yes, amen. Sodat
ons tot die volheid van God kan kom. Ekkie, sodat ons tot die volheid van God kan kom. Halleluja. Sê meneer langs jou, jy het 'n afspraak vanmôre met die Here. Ek is in 'n pad om. Dankie beskryf. Dit is van bring hom. Dankie. Sodat ons, sê meneer langs jou, sodat ons tot die volheid van God kan kom. Ek weet jy moet verstaan, my hele wese hier binnekant bewe oor wat ek in my gees het vanmôre. Ek het vanmôre 5 uur gesê vir die Here daar in die sitkamer, ek kan nie meer wat ek het net beperk tot hierdie groep mense nie. Ek doen die salwing en die woord wat ek in my dra onreg aan om dit te beperk net tot 'n groep mense en ek klaar nie, hoor mooi wat ek sê. Maar ek het 'n opdrag. Ek het 'n opdrag vir die wat 'n oor het om te hoor. Om hierdie huis voor te berei. Om 'n oppersaal, Pinksterbediening, ervaring, Heilige Gees vervul, krag vervul, visie het wat besig is om 'n God te aanbid, omdat hy nie net lewe nie, maar omdat jy en ek weet wie hy is. Yes. En dat ons hom mag ken na sy volheid. En daarom kan ek en jy net sy volheid ontvang wanneer ons 'n totale oorgawe maak aan hom. Ek is bly Pastor JJ die rugby geniet. Ek het dit gesit en kyk, maar ek het weer gesit en bid oor dit wat in my gees is. Ek het dit op 'n stadium gepos, hier's my vrou, dan blaai ek net so op die einde deur om te kyk wat het gebeur. Want my gees het honger, my siel het honger om meer en meer en meer met God te doen, te hê in hierdie uur. Daar's niks meer in hierdie wêreld wat my trek nie. My papi en mammy is vooruit. So ek het nie meer nodig in die behoefte en die begeerte om nog tussen alles spark vir my pa te gaan wys met 'n klomp toeskouers hoe dit die ervaring is nie. Maar ek het hom verseker, die ervaring by 'n konferensie en in 'n diens waar God beweeg is ver beter as die ervaring op 'n paviljoen. Bly by my. En ek gaan iets wys. Ek kon hom nie kry, ek het 'n staal maatstok. En die Here het my gewys, as ek daai maatstok vanmôre vat, en by elkeen gaan stil staan, elkeen van julle, sal ek jou presies wys, wat jou diepte, jou breedte, en jou hoogte, en ontvanklikheid is, vir dit wat God in hierdie uur wil doen, en wat jou verhouding met God is. En ek wil vir jou sê, ons skiet ver te kort. Want tradisie bind ons. You ain't seen nothing yet. Hierdie orkes is nog net besig om in te oefen dit wat God gaan doen deur hulle. Hoor mooi. Ek hoop God se musikante in plek dat hierdie hele area aan ons behoort vir Paasnaweek en teen Paasnaweek. Sodat hy tent kan opkom eerder as hierdie gebou, sodat jy kan ervaar wat dit is om in God's favorite house kerk te hou en dis in 'n tent, want dis waar God meer bonatuurlik beweeg het as ooit tevore. Yes, yes. Hierdie gebouetjie is net eintlik 'n Bybelskool. En hy sê vir my, as ek hierdie maatpad teen jou lê vanmôre, hy praat met hierdie man, want wanneer ek 'n boodskap van God af ontvang, en hy hier deurkom, het ek dit eerste, dan kry jy dit. Hy praat eers met my, maar hy sê vir my, as ek my maatpad vanmôre teen jou lê,
mense te leer en te lei nie. Nog nooit, Tony, in my hele lewe, van 39 jaar in die bediening, was ek ooit meer ernstig met God en met siele as nou nie. En God kan nie byvoeg as ons nie gereed is om hulle te ontvang nie. Hy kan nie. Hy kan ons nie met nuwe siele vertrou nie. Want die maagpot lê teen ons lewensvermoë en ek gaan dit vir jou wys. Bly by my. As jy die notas wil hê, sal ek dit uiteindelik vir jou gee. Maar bly net by my. Esegiel 47, daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis. En kyk, daar het waters uitgestroom. Ek wil net gou oplet. Ek gaan so 'n bietjie teach. Ek wil mooi bly by my. En as jy vat jy jou Bybel. Is jou Bybel ook voor jou, pastoor Wynand? Net julle twee. As ek iets verkeerd lees, sê vir my, dis verkeerd onder die salwing, asseblief. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe, hierdie huis in die ooste. En die waters het weggevloei onder die regtersymuur van die huis uit, suid van die altaar. Daar was nie water nie, Pastor Jerry. Daar was waters. Meervoud, oh my soul. Nou hoe kan jy dit beskryf? Ek vra die Here, hoe werk dit? As daar water vloei, dan vloei daar water. Dis water. Nou hoe kom waters? Waters in Engels, hallo? Hoor mooi. Hierdie Engelse verklaring sê dat daar was 'n deur in die huis. Afrikaans wat die mooi vertaal is, hy sê net 'n ingang. Jy sien, baie lees die Afrikaans, jy gaan nie met Bybelstudie en kyk wat die woord sê nie. 'n ingang kan enigiemand gebruik, maar as daar 'n deur is, kan niemand almal dit gebruik. En hierdie deur is Jesus Christus. Hoor mooi. En hierdie waters, the waters is flowing from a sanctuary. Wou jou praat te sing, there is to be a sanctuary. En hierdie waters is die Heilige Gees wat uit die sanctuary van onder die altaar uitvloei. 'n paar dae terug was ons op die altaar as a living sacrifice. En wanneer jy 'n living sacrifice is, Charles Finney het gepreek en hy het die Here gevra, steek my so aan die brand, laat mense kom kyk hoe brand ek vir u, en dit het gebeur. Nie agter 'n mens aan nie, maar 'n mens wat bereid was om die offer op die altaar te wees, sodat die lewende waters van God kan begin vloei. Ja. Hy sê, lewende waters uit God se troon uit, bly by my. Die meervoud lewende waters beteken, it is radiant. Met ander woorde, hierdie water reproduseer die hele tyd. Hy het nie nodig gehad om iewers in die berg 'n fontein of 'n waterval te gebruik nie. Hy is by homself die verterende vuur. Dan is hy ook by homself die lewende waters wat uit sy troon uitvloei. Ja. Reproduseer die hele tyd uit homself uit. Daarom het God die liefde nie. Hy is liefde. So hy is die bron van vuur. Hy is die bron van liefde. Hy is die bron van lewende waters.
Bly by my. Vers 3. Toe die man na die ooste uitgegaan het met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en hy het by deur die waters laat deurgaan, waters, tot aan die enkels. Raak van jou enkel. Baie is maar net so diep in die water. So hoog as wat jou enkel van die grond af is. Hy sê mooi, 1 el, 1000 el, so diep soos die enkel. Ek gaan kyk vanmôre, hoeveel is 1000 el? 1000 el is 457,2 meter. Ek vra die Here, maar hoe bring jy die kloutjie by die oor? Dit is amper 500 meter lang, of diep. Enkel diepte. 'n volgende ene meet hy weer nog 1000 el. Nog 1000 el. Nadat 'n laaste 1000 el, 4000 el. En dit is 1828,8 meter diep. Met ander woorde, as jy wil weet hoe diep dit is, as jy hier by hierdie aansluiting staan waar die kruis is, by Charlesstraat en Pretoria weg, en jy kyk af na Pannerhof, is dit net 180 meter korter, dan sien jy die diepte waarvan ek praat, 4000 el. Dit is diep. Ek vra die Here, hoe kan dit wees dat U praat van 'n enkel diepte? Maar as 1000 el diep, dit klop nie van my nie. En hierdie man, wat uit die ooste uitgekom het, en die meetsnoer gebruik het, wil ek net vandag 'n leerstelling in die nek slaan, wat in Amerika by die swakker bediening gepreek word, dat hulle sê, hierdie man wat hier geloop het vir die meetsnoer, was Jesus. Dis 'n leuen uit die hel, die Bybel sê, dis 'n engel. Die seunskap het nog nie eens bestaan nie, was net nog God se gedagte. Bly by my. Hy sê, hy het die meetstok op pad en gemeet, 'n vlak van enkel diepte om net in te stap. Dan 'n vlak van beperking op jou lewe, wat jy is net enkel diep. En ek vra die Here, hoe kan dit wees dat 457 meter in 2, 1000 el is nie by 'n enkel diepte nie. Wat gaan hier aan? Wat die woord kan homself weerspreek nie. Bly by my. En die Here wys my vanmôre 'n wonderlike ding. Hy sê, baie is enkel diep in die water. Want toe die waters begin uitstroom uit die tempel uit, het dit begin versprei. Enkel diepte, gereproduseer, kniediepte, gereproduseer en opgestyg heupdiepte. Okay? En ek vra die Here, maar hoe kan dit wees dat U sê 1000 el, amper 500 meter diep, en is in my taal enkel diepte. En God wys vir my, elke keer wat hulle gemeet het, enkel knie, en die getal al hoër word, is dit miskien vir my awesome, om enkel diepte in die water te wees, maar dit is nog nie vir hom genoeg nie. Vir my mag dit dalk al leringe en kerk en goed wat by die kerk gebeur en in dienste gebeur, dalk, dis 'n bietjie hoendervleis. Vir my mag dit, maar vir God is dit nog net enkel diepte. Vir my mag dit 500 meter diep voel, want hier gebeur iets, maar vir God voel dit soos enkel diepte. Jy is nog nie daar waar God jou wil hê. Ek moet dit kry dit. Hierdie was vir my 'n verskriklike openbaring vanoggend. Hy sê verder, vers 4.
Toe het hy nog 1000 gemeet en my deur die waters laat deurgaan. Waters tot aan die knieë en hy nog 1000 gemeet en my laat deurgaan en waters tot aan die heupe. En al die pad, en die enkeldiepte, kniediepte en heupdiepte, die vlees, lag vir jouself so. Die vlees het nog beheer. Jy is besig, stadig maar seker, soos as jy dieper gaan, om die vlees te verloor. Maar, solang as wat jy enkeldiep, en kniediep, en heupdiepte is, word die bewustheid van God se plan, al hoe beter en al hoe sterker. Baie mense is enkeldiep, my broer, en hulle dink hulle het dit, en hulle dink hulle is op pad hemel toe. Hulle het nog net gehoor van die Here, en hulle sit Sondag na Sondag in die kerk, en hulle gaan huis toe, maar hulle kan nie leer dit wat hulle gehoor het by die kerk nie. Maar hy glo, hy is op die regte pad. Maar dis nie genoeg vir wat God vir jou wil hê nie. Baie lewe kniediepte en heupdiepte kom jy al agter. Gaan staan in die see. Kom aan. Dat pas jy? Yep. Gaan staan in heupdiepte in die see. Nou bel maar. Jy begin beheer by jou vlees. Jy begin beheer verloor, maar die water stoot jou. Yes. Luister mooi. Hy sê vir my duidelik, jy is besig om op heupdiepte, is jy besig om jou beheer te verloor oor alles wat vleeslik is. Ek teach nog net. Vers 5. Verder het hy nog 1000 gemeet. 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie. Maar die waters het opgereis. Waters om in te swem. 'n stroom waar 'n mens deur kan loop. Nie deur kan loop nie. Waters, die diepte om in te swem, waarop jy nie deur jou eie krag kan deurgaan nie. Is julle met my? As ek reg was vir byna, dis dit wat daar staan. Hoe dieper 'n mens gaan, hoe sterker word die stroom. Hoe vlakker jy gaan, hoe swakker word die stroom. Hoe dieper jy in die Here begin beweeg, hoe dieper word die stroom van krag, elektrisiteit, autoriteit en gesag en afhanklikheid van God. Hoe vlakker jy gaan, hoe meer verloor jy beheer oor die geestelike dinge en jou vlees wat oor. Weet julle dit? Julle moet onthou wat ek vir julle sê. Die meetstok lê vandag teen ek en jou. Hoe diep is jy vanmôre? Pastoor, jy kan ons nou nie oordeel nie. My Bybel gee vir my 13 teksverse waar ek as kind van God die reg het om jou te oordeel. En as gesalte van God om vir jou daarop te wys, jy is nie in plek met God nie. En 'n geoefende oor gaan veroorsaak dat jy hoor wat ek sê en gaan regmaak, of jy gaan nie 'n geoefende oor hê nie en jy gaan dink wat om te antwoord. Bly by my. Hoor mooi wat ek vir jou sê. God kan jou net gebruik. Hy kan jou nie in enkeldiepte gebruik nie. Hy kan jou nie in kniediepte gebruik nie. Want dis vir babas. Hy kan jou nie in heupdiepte gebruik nie, want jy is nog afhanklik van die vlees. Maar wanneer jy in die waters in begin beweeg, waar jy swem, bly by my, dan kan God jou gebruik. Kyk gou vir my. Jou diepte bepaal die diepte van jou invloed. Julle het dit gemis. Jou diepte in God bepaal die diepte en die wyte en die hoogte van God in jou, deur jou en die invloed wat jy op die omgewing om jou het. As ons hier invloed op ons mense om ons het nie, is jy nie in waters om te swem nie. Hoor mooi, ek gaan nou by die beter deel kom. Want almal kyk my nou. Nee, dis waar. Vers 7. Terwyl ek terug gaan kyk
Toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien. Aan al twee kante en hy het my gesê, hierdie water vloei weg na die oostelike landstreek. En loop by die vlakte af en gaan na die see, en die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. Vers 9 en 10, en al die lewende wesens, wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het, en die water sal gesond word, en alles sal lewe, waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan, van Engedi af tot by Engedi, 'n droogmaakplek, vir die nette sal dit wees, daar hulle soorte, sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, menigte. Kyk gou vir my. Waters vloei weg, hy praat na die see toe waar alles dood is. Hy praat van die dooie see, waar niks lewe nie, weens die soutinhoud. Maar hierdie rivier uit die troonkamer uit, bring lewe in die woestyn en die dooie see. Dit bring lewe waar dooie werke en geestelike dooie mense is. Julle moet my bly. Enkel diep genoeg om te swem. En dit vloei aanhoudend. Ek wil net vra, is Jesegiel 47 al vervul? Nee. Hoekom? Want my Bybel sê vir my, dat hierdie waters moet lewe bring in die dooie see. Dis profeties vir Israel, wanneer dit met die kerk te doen, wanneer ek en jy wegbeweeg, van die enkel diepte, die kniediepte, die heupdiepte, en in die dieptes kom waar ons kan swem, dan gaan hierdie waters vloei na die dooie see, van mense in Suid-Afrika en om ons, wat moet gered word, wat moet herstel word, en het julle geroep as vissers van mense, sodat jy nie net die banke warm sit nie, maar dat jy kan uitgaan en gaan uitgee wat jy ontvang het, sodat die lewende waters kan begin vloei na dit wat dood is en lewendig kan maak. Come on. Yes. Ek hoop jy vang dit is nog net die teaching. Waters maak die see gesond. Baie soorte visse. En die oes gaan kom as gevolg van die water. Gaan dit herhaal. Die oes gaan kom as gevolg van die water. Wie is die ouens wat die oes moet gaan haal? Wie is dit? Nee, ons kan nie, was dit jy nie. Niemand hier kan nie. Want ons swem nog nie. Ons swem nog nie. Ons hardloop nog rond tussen enkel kniediepte en heupdiepte. Ons probeer nog baie goed in ons vlees doen. Ek gaan nou verstaan. God het my vrou November en Desember 2 drome gegee. Ons het dit stilgehou in al die gesprekke. Herinner my. Luister mooi. Vers 11. Daar was moerasse en kuile daarvan. Hulle sal nie gesond word nie. Vir sout is hulle bestem. Maar mooi. Te veel sout is nie goed vir jou nie. Daar's mense enkeldiep, daar's mense kniediep, daar's mense heupdiepte. Daar is mense wat swem. Want wanneer jy in die waters kom, waar jy nie beheer oor jou vlees het nie, is jy alleenlik afhanklik van die Gees van God. Bly by my, jy is afhanklik, nie van Standard Bank, jou paycheck. Jy is nie afhanklik van die stelsel van die wêreld nie. Jy is afhanklik net van God. To me becomes everything. Immers die woordjie. He's everything I need. When I wake up in the morning, he's the first thing on my mind. When I lie down to sleep, he's the last thing on my mind. As ek wil swem,
Ek wil nie meer Jip diepte wees nie. Ek wil nie meer voel, hy gooi my rond, en ek proe 'n bietjie hier, maar ek proe 'n bietjie daarvan, en dit lewend maak, en dit maak my opgaan. Ek is moeg vir 'n bietjie hoendervleis. Ek is moeg vir 'n bietjie val onder die krag. Ek is moeg vir dienste, waar ons inkom, en ons kom in soos wat ons is, en ons gaan huis toe soos wat ons is, en ons nog steeds dieselfde stryd, week in 'n week uit. Ek soek dienste, ek soek die lewende waters, waar ek weet daar's transformasie, waar die krag van God mense transformeer. En ek nie wens die tyd van uitloop in die diens verbykom dat ek aan huis toe gaan nie. Luister mooi. Moerasse, kuile, leweloos, dood, losbandig, arrogant, onbeheerbaar, ongehoorsaam, onfatsoenlik, eiesinnig, trots, werke van die vlees. Is jy met my? Kyk, ek maak Jesegiel 47 toe. Hoor nou mooi. A rock of truth teen a sense of lies. Ek kan hoe lewe. En ek kan hoe bid en afsonder en Bybel lees. Maar my lewe, my tong, my leefwyse en my handelinge is 'n oop brief aan hierdie wêreld. Want hoekom? Verlede Sondag het ek gepreek by die altaar. Sacrifice, die vuur op die altaar. Waar ons verkoop word en gevorm word. En na die vuur, wat ons verpletter word. Jy sien so die kerk nie verstaan nie. Dis hoekom ek nie in megakerke glo nie. Prosperity prediking nie. As jy wil herlewing sien, wie wil herlewing sien? Okay. Wie wil 'n revivalist vir God wees? Kom steek jou hand hoog op. Ek wil. Nee man, my vrou jy soos 'n geet dan nie. Wie wil 'n revivalist wees? Laat ek jou hande sien. 'n Revivalist, iemand wat instap en die woord gee en God doen werke. Dan moet jy eers verpletter word. Hoor mooi. Jy moet verpletter word op die rots. Is so. Mense sê ek het rock bottom bereik. Raai wat, jy kan nie verder sak nie. Wat rock bottom beteken, nou kan jy herbou op die rok. Op die rots. Bly by my. Hoor die woord van die Here. En die rots word binne in ons gevorm. Christ in us. Luister mooi. Jy sê Efesiërs 3, vers 14 tot 20 het ek julle hierdie gebed gelees. En hierdie waters vloei deur die deur Christus uit die troonkamer uit. Bly by my. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, ek het nou vir julle gewys hoe vlak kan ons wees. Wat die diepte van jou geestelike lewe mag wees. As jy hoor jy? Die diepte, die wyte, die hoogte. Wat ons dalk kan wees vanmôre. Maar dan wil ek vir jou wys wat God se plan is. Wanneer hy klaar is met jou, wanneer jy klaar op die altaar gebrand het, wanneer jy klaar in die rots verpletter is, daar mag niks van my oorbly nie. Ja. Want vir my is die wêreld gekruisig en ek vir die wêreld, daar mag niks oorbly nie. Ons sing al koortjie al jare, te wees soos Jesus, en ons besef nie wat ons vra nie. As jy wil wees soos Jesus, sal jy nooit meer dieselfde wees, as hy klaar is met jou nie. Jy moet verpletter word teen die rots, sodat die rots in jou kan gestalte kry. Bly by my. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie, dat jou liggaam is die tempel van God, en dat die Gees van God in jou liggaam bly in die tempel. Sit gou jou hand op jouself en sê, hierdie is die tempel van die Heilige Gees. Hoor mooi,
gedoop in Jesus naam, gevul met die Heilige Gees, heiligmaking sonder niemand God sal sien nie, vloei hierdie waters nou uit die troon waar God sy heerskappy uitvoer in jou en deur jou. Is daar iemand wat dit kan bevestig? Hy sê, ek woon nie in tempels met hande gebou nie. Ek woon in die lieflike liggame van my kinders. Hier is die beheersentrum, die troonkamer. Jy moet by my bly, wat laat dit toe, dat jy dit verstaan. Hier is die beheersentrum. My oor, my ore, my mond, my tong, weerspieël wie wat beheer is van hierdie sentrum. En wanneer ek spreek, dan spreek hy deur my. Want ek het vlees van sy vlees geword, gebeente van sy gebeente. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe binne my en deur my. Ja. My handelinge is Christus, my spraak is Christus, my oor kyk uit vir Christus, my ore hoor Christus. Dis Christus in die môre, Christus in die middag, die aand en die nag. Hy is my lewe. Ek kan nie, ek weet nie wie dit gesê nie, iemand het gesê, ons kan net soveel persent vir God, was dit jy? Ja. Nee, ons kan net soveel persent, wie was dit gewees? Dat hy sê, ons kan nie 100% vir God gee nie. My Bybel sê, wanneer ek in die diep waters begin swem, het ek al meer as 100% gegee, want ek het nie meer beheer nie. Hy vat volle beheer van my emosies, van my gedagtes, van my siel, van my vlees, van my gees. Hy vat beheer, luister mooi, ek lewe nie meer nie, ek is sy breite, hy praat deur my. Hoe weet ek het hierdie bron, hierdie bedrekpunt van hierdie waters geword. Hoe weet ek dit vanmôre, my broer? Hy sê ek is die tempel. Ek leef nie meer nie, maar hy lewe binne in my. Johannes 7 vers 36, 37, 38, staan hy op die groot dag van Hosanna Jesus Christus, en hy sê, almal wat na my toe kom, sal drink van die lewende waters, en jy sal nooit meer dors hê nie. Dan kom hy en hy verklaar aan sy breite, jy, strome van lewende waters, sal uit jou binneste vloei. Jy word die tempel van God, en deel die altaar wat jy is vir sy werke, stroom die lewende waters na Suid-Afrika toe. En as hierdie water nie gesond is nie, gaan jy niemand bereik vir God nie. Dis wat die apostels anders maak as ons. Hulle het in die krag geloop. Hulle het in autoriteit geloop. Hulle het in die gees geloop. Hulle het in die gees gewandel. Niks in die vlees nie, want daar's 'n stryd in die vlees en 'n stryd in die gees. Maar ek en jy voel nie die stryd in die vlees nie. Ons voel dit in die gees. Ek probeer vir jou sê. Ek probeer vir jou vandag sê. He tabernacles in us, and the living waters flow in us and through us and out of us. En hierdie water, Dr. Johan, hierdie water is tot genesing, tot verlossing, tot redding, tot bekering, tot herstel. Daar's meer mense wat moet herstel word as wat daar is wat moet gered word. Hoor mooi. Hierdie waters is heilig. Hierdie waters is die Heilige Gees van God. Dit is 'n stroom van elektrisiteit. Dit is 'n stroom van lewe. Dit is 'n stroom van krag. Maar julle sal wanneer wat? En julle sal my ons sien dit nie. Ons sien dit nie. Hoor mooi. Hoor mooi. Die meetstok en diepte bepaal of jy enkel knie of heup diepte is.
En dit is die vlak van ontmoeting met God in jou lewe. En wat uit jou vloei na die mens, toe gaan dit herhaal. Die meetstok van hierdie waters is God se maatstaf. Hy sê in Efesiërs 4 vers 5, ek meet my nie teen jou. Ek meet my nie teen hom of hom nie. Want Christus is my maatstaf. Ek weet wat se prys ek betaal het en betaal om die salwing en die woord en met openbaring te loop. Ek het nie nodig vir gimmicks nie. Ek het nie nodig vir kerk uitsprake, saai 'n bicycle en jy kry 'n vliegtuig nie. Dis alleen in die hel. Ek het net nodig om God se waarheid te preek en hy sal dit bevestig deur wonders, tekens en genesings. Dis die ware kenteken van 'n apostel. Want hoekom? As ek enkel diepte is, sal dit die vlak van my ontmoeting wees met God en met my medemens. Jep, diepte. Maar ek het verkies dat ek wil meer hê. Ek wil swem. Ek wil swem. Ek gee jou dalk bietjie vandag swemlesse. Dis beter. Raak ontslae van die ou tydse fabels. Raak ontslae van tradisie. Raak ontslae wat ouma en oupa tot nou te geleer het. En die kerk waarin jy gekom het al, hy gaan besoek die woord van God en ondersoek die woord. En kyk wat die woord sê, dan besef ek vanmôre, die woord is ja en amen. En die woord is waarheid en die woord is lewendmakend. Wanneer ek sy woord spreek, het dit ken skepingskrag. Kom maar. Dis moeilik vir 'n skulpad om die visie te hê van 'n kameelperd. Smaak vir die ons. Smaak vir mekaar. Smaak vir jou. Smaak vir mekaar. Smaak. Dit lyk seer toe net hoor. Smaak my liefie. Here het die môre gemaak. Ek nie alleen langs jou. God het die môre gemaak. Smaak. My pa, as hy so die huis loop, so vals as dit as my ma al gesê, daar kom die donkie weer aan. Smile a while and give your face a raise. Raise your hand to the one you love the best. Turn around to someone near. Shake his hand and smile. Dis moeilik om as 'n skulpad die visie van 'n kameelperd te verstaan. Daarom kan ons nie op mekaar jaloers raak nie. Want sommiges betaal net 'n groter prys wat jy dalk nie wil betaal nie. Maar ek is nog al die eeue, al die jare in die bediening, deur soveel predikers gesê, jou boodskap moet na Suid-Afrika toe, en as daar aan my gesê was, dat jy is geweldig profeties in jou woordbediening, jy's altyd 'n seisoen voor die ander, dis hoekom niemand jou verstaan nie. En ek moet jou deurtrek na dit wat God doen. Daar kan niks gebeur vir dit wat God in hierdie uur beplan, as ek en jy nie in die booggetrek kop opslaan en begin wag en spreek en bid en sing totdat sy gees oor ons vaardig word en hy ons weer doop met die Heilige Gees en vuur en met passie, met liefde, met krag, met autoriteit, met sy hele wese, sodat ek en jy kan sterwe teen die rots van die eeue, sodat ons die sand van die lewens wat dryfsand is, kan gaan openbaar en die waarheid demonstreer teen ons prediking. Niks anders nie, daar's nie 'n ander manier nie. Ons moet wegkom by die modderpoel uit. Ons moet wegkom by die soutpoel uit. Ons moet wegkom by enkele knieën. Heeldiepte, ek wil julle vat na die lewende waters waar jy swem. En hy deur jou kan begin vloei na hulle wat jou hoor. Suid-Afrika het nodig
Hoor mooi, dis amper ek is amper daar. Die mikrofoon is ook amper daar. Luister mooi. Is jy met my? Die mens is vasgevang in die dooie see, want sonde en kompromie en kragteloosheid. Terwyl ek vanmôre bid, en ek vir elkeen bid, sê ek, Here, sal maar mooi wees as jy nou gitaar speel. En die lewende waters vloei deur die speaker oor die gehoor. Die klavier, die orgel, die saksofoon, die drumstel, die basgitaarspeler. Ek profeteer as hulle kan in 'n eenheid harmoniseer en speel en sing. En jy ervaar as jy instap, hier begin iets roer hier binnekant. En die lewende waters kan begin bly, die gebou uitloop in die moot in Harttiesdroom, daai kant van Pretoria toe. En die lewende waters vloei. En die mense kan nie ophou drink nie. Want jy sien, ons moet eers drink voordat ons kan gee. Ons moet eers verpletter word sodat die rots kan gestalte kry, sodat uit die rots die water en die heuning kan vloei, sodat dit na die dooie see om ons kan vloei. Hierdie bediening en hierdie groep mense het totaal en al vanmôre die voorreg om die waarheid te hê. En uit hierdie waarheid te kan vloei. Hoor mooi, ek is amper daar. God is besig om sy kerk te reinig. Toe hy na die kruis sterwe, ek is amper daar, toe hy daai kruis sterwe, Pastor Jerry, en hy spies, in sy steek. Wat gebeur? My vrou bly vir my iets wys. Sê vir my. Sy reg. Sy spyt. Sê maar net vir jy is lief vir my. Ek weet jy bebieds by my tuis. Kyk, jy droom. Ek is nou daar. Maak dan nou net so dan weet ek. Luister mooi. En die oomblik toe die spies insteek, my liefie, toe spuit die water en die bloed oor die wêreld. En die lewende waters vloei na jou en my redding toe. Bly by my. En die woord sê in 1 Johannes 5 vers 8, 5 vers 7, daar's 3 wat getuig in die hemel, is nie die oorspronklike skrifte nie. Maar ek het nie 'n probleem met die vertaling, maar daar is nie so 'n skrif in die oorspronklike skrifte nie. Gaan kyk in die oorspronklike King James version, hy sê daar nie, dis die Katolieke. Maar hy sê, 1 Johannes 5 vers 8, daar is 3 wat getuig op die aarde. Kan julle my sê wat is daai 3? Die water, die bloed en die gees. Hy begin gees, water, bloed. En wanneer 'n baba gebore word, breek die water en bloed vloei. En die lewende gees kom uit en na vore. Dis net so by die wedergeboorte. Jy bekeer, bloed vloei. Jy word gedoop en die water breek en jy staan as 'n nuwe skepsel in die gees op. Dis die hele tyd water en bloed. Bly by my. Op die dag van Pinkster in die oppersaal in die tempel, het water uit die hemel uit begin vloei met vuur. En God het hulle gedoop in die Heilige Gees en vuur. Hulle kon nie gaan doop het nie. Hulle kon nie gaan evangeliseer het nie. Hulle kon nie gaan preek het nie. Nie voordat hulle bekeer het nie. Nie voordat hulle gevul is met die Heilige Gees nie. Nie voordat hulle in Jesus naam gedoop is nie. Toe eers kon hulle uitgaan en vir die mense gaan vertel van hierdie wonderwerkende Jesus Christus wat gesê, ek gaan weg, daarna ek kom ek terug en ek gaan in julle woon, ek gaan in ons woon, Jesus Christus, die ewige Heilige Gees van God. Dis van goodness. God in ons, die rots waar die water vloei, die rots waar die tong beheer, want jy is hier binnekant,
kan jy nie brakwater en suiwer water gee nie. Dis of brak, of dis suiwer. Luister mooi. Ek wil dit vir jou vanmôre profeties stel. 'n gesonde mens, wat swem in die Heilige Gees, het 'n gesonde lewe, het 'n gesonde huwelik, het 'n gesonde huis, en het 'n gesonde familie in die Here. En die Here praat met my vrou in 'n droom. As ek die droom vertel, dan kan jy vir my speel, dan gaan ek daai laaste woord. Die Here vertel vir my vrou in 'n droom 2 keer, 4 keer. Sy het my vir my sê, droom ek ook, sy sê my moeder is vir jou. I love you. Van 'n babatjie wat gebore word. Ek raak exact. Ek kom hier vir 'n sekretêr. Ek sê toe so jare tweeling, my dogtertjie is siekie, 2 vee met 1 klap. Ek dink sy sal al oulik lyk. Sy is te klein nie. Ek dink sy sal dankie. Ek dink sy sal te oulik lyk. Met ou maagie. En ek raak opgewonde. Hier is die Here. Wag so 'n bietjie. En die laaste paar maande begin hierdie bediening skielik groei. En ek sê op 'n stadium, die Here sê ek moet nou al die leiersels intrek en 1 tou maak. Sodat 3 is beter as 1. En mekaar kan vleg, maar die tou is los. En die Here sê vir my, moenie toelaat dat 1 tou los trek dit in, dat ek dit kan vleg, sodat daar eenheid en eendragtigheid kan kom. Ons wil graag die kinderkerk sien, ons wil graag die jeug sien ontplof en iets gebeur met die jeug en 'n jeugleier het. Ons wil graag sien dat evangelis daar kan niks plaasvind nie voordat ons in die bankstel oppersaal van enkele knie en heup beweeg het as 'n eenheid, as 'n groep na diep waters toe, sodat ons nie meer net daarvan weet en daar deel nie, maar dat dit uit ons binneste begin vloei in 'n eenheid. En die Here wys vir hierdie babatjie, die eerste keer word die babatjie doodgedruk. En die volgende keer word die babatjie dood, omdat die formule wat ons die baba gee, gaan dood, om die baba dood te maak. En die volgende keer word die baba doodgelê. En die Here sê vir my, moenie in hierdie bediening wat ek as God die boumeester is, moenie haastig raak met enige iets nie. Ek wil eers eenheid bring. Ja. Amen. Ek kan nie met 'n ou werk wat julle as 'n groep, die wat 'n kniediepte, heupdiepte of enkeldiepte is, hulle kan nie die taal praat van die wat swem nie. Wie gaan ek hier gebruik om die werk te gaan doen? Julle moet eers in Pinkster oppersaal ervaring hê. Ek moet julle ook nie doop met die Heilige Gees en met vuur, daai joepie. Ek moet julle in eenheid bring. Julle moet geleer word. Hierdie kerk is nie daai kerk nie. This is not that. Wat daai pastore geleer het, is nie wat hier gaan gebeur nie. Wat hier gaan gebeur is, dit wat Handelinge my leer, waar die eerste kerk gebore is, gaan ons op daardie patroon bou. Anders bou ons te vergeet. As ons nie die Heilige Gees in die vuur het nie, as ons nie gedoop is in sy naam en gevul is met die Heilige Gees nie, dan kan God my nog nie gebruik nie. Wat heup en knie en enkel, is daar vreeslike goed nog in die pad. Jy lewe nog. Jy het nie gesterwe nie. Ek gaan daai babatjie oppas, want ek het opdrag deur my vrou van God af. Dis die plan wat God het. En dis hoe ons het gaan bou. Want hy is die boumeester. Hy is die archeos van hierdie plan, die argitek.
Verstaan julle? So vis is not werd. En wanneer die boulders getrek word, en wanneer ons hardloop volgens die reëls, en jy wil weghardloop, gaan ek jou nie keer nie, gaan jou nie soek nie, want enkel diepte moes jy al genoeg gesmaak het, om te weet dat God is goed. Hier is my laaste gedagte. En Jesus kom by 'n put, by die Samaritaanse vrou. En hy sê vir haar, gee vir my asseblief water. Sy sê, ek kan nie. Ek is 'n Samaritaan. Ons is honde in julle oë. Hy sê vir haar, as jy geweet het, wie vir jou vra vir water, sou jy nie gehuiwer het nie. Sy sit daar met haar ou vuil kruik. Sy sê, waar is jou man? Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het my reg geantwoord, want jy het 5 mans gehad. En hierdie wat jy nou het, is ook nie jou nie. Hy probeer maar sê, Jesaja 54, jou maker is jou man. Wat my met haar klaar is, waar sy met haar kruik kon water skep. Sy sê, ek kan nie vir u water skep nie. Die put is te diep. Ek verstaan u nie. Wat eers te diep, ja. En toe hy met haar klaar is, toe los sy haar kruik, en sy vat die fontein huis toe. En sy word die fontein van lewende water. En God sê, en julle kan oortuig vanmôre, julle vuil stukke in 'n kruikie te kom bring, dat as hy klaar is met jou, dan gaan jy nie meer jou kruik gebruik nie. Want kyk, hy maak alles net. Hy maak alles niet. Dan het jy nie meer die kruik van die wêreld nodig nie. Want jy word die fontein van lewende waters. Hy sê, here's my cup, Lord. I lift it up to you. Maar weet jy wat my sis sê? Ek het nie meer 'n kap nie. Kom maak my vol. My koppie is te klein vir môre. My koppie kan my nie meer die week dra nie. Ek vat die kap weg, val nie aan Lord. Val nie aan Lord. Want as dit van binne af begin, sal alles binne begin skoon was en buitekant ook skoon was. Toe jy vanmôre hier staan en die trane begin vloei. Daar is niks mooier wanneer ons preek en 'n sondaar begin huil en 'n man of 'n vrou begin huil en ek weet nou begin God werk, want hy trane. He washed my eyes with tears so that I might see. Ek kon maar sê en die rots binne in my bied weerstand teen die sand van leuns. Want die sand van leuns is dryfsand en meer jy spartel daarom meer sak jy weg. Maar hier is 'n bediening. Hier is 'n boodskap. Hier is genoeg talent. Hier is genoeg saam. Hier is genoeg predikers om jou reg te leer en jou te rig op die waarheid
Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. As jy die waarheid gesmaak het, kan jy nie meer leens praat nie. As jy die lewende waters gesmaak het, kan jy nie meer dors nie. En jy sit vanmôre mense, en hy wys dit vir my. Ek bid. Jy sit nie net enkel diep met jou diepte nie. Maar jy sit 'n gebroke kruik wat niks meer kan inhou nie. En dis wat met my die laaste paar maande begin gebeur het. Ek begin swem. Ek my van goeie mense begin onttrek. Nie wat ek beter is, maar wat ek anders is. Toe ek begin swem. Toe voel ek wat in my stikkende kruik by my. En ek begin voel die erns van die oomblik. Maar urgency op die oud. Toe voel ek jy miskien agter ek nie meer een deel nie. Ek is een deel van sy tempel, van sy lewende waters. En ek kom toe agter, maar hy wil eintlik maar net van my 'n fontein maak, wat na die dooies, in die dooie see vloei. Die see en bome is altyd mense, 'n beeldspraak. En die bome weerskante waarvan hy gepraat het, is vrugte. En hy wil ons plant as bome by waterstrome, sodat mense van ons vrug kan eet. En nooit meer onder dors sal hy. Blare tot genesing, vrug van die Gees. Jy kan nie meer na vandag jou way gaan en jou way doen nie. It's God's way or nothing. Die lied wat in die hel gesing word, die lied wat die meeste in die hel gesing het, I've done it my way. Dis vir my. As jy wil hê God met jou antwoord op jou vrae en jou versoeke, kom in die diep waters. Ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak. Ek wil iemand vanmôre verstaan, ons kan 4-6 ure kyk vir cricket en ons kan 4 ure kyk, 2 rugby games, 3 rugby games na mekaar en ons kan vir ure op 'n ander demoniese kanaal Netflix kuier. Ons kan nie eens 'n uur of 2 of 3 op God se teenwoordigheid sit nie. Ek wil jou uitnooi vanmôre. As dit is hoe jou kruik lyk, as jy vanmôre na die diep water toe wil gaan en begin swem afhanklik van God en nie meer in jou eie krag staan nie, ek is eerste. Stap uit na vore.